Heer in majesteit, die wonders spreek weerheid van die uwe. En ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal die loof verwonder deur die grootheid. En ek sal die loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal die loof verwonder deur die grootheid. Groot is die Heer. Groot is die Heer. Groot is die Heer. U gaan voor ons uit in barmhartigheid. Ek weet U is. En ek sal U loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal U loof verwonder deur die grootheid. En ek sal U loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal U loof verwonder deur die grootheid. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Gesagte wat getuig die skepping wat saam juig, die heerlikheid behoort aan U. Die heerskappy staan vas, die koninkryk, die mag, die heerlikheid behoort aan U. Gesagte wat getuig die skepping wat saam juig, die heerlikheid behoort aan U. So ek sal U loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal U loof verwonder deur die grootheid. En ek sal U loof vir ewig sing van die goedheid. En ek sal U loof verwonder deur die grootheid. Groot is U Heer. Groot is U Heer. Ontdek weer. Groot is U Heer. Open the eyes of my heart, Lord. And open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light
Jesus loves me, and I know He is making me a home. When I stare into His eyes, I will say a billion times. I will say a billion times. I will say a billion times. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you, because you first loved me. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you, because you first loved me. I love you, Lord. I know your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.
so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Wil jy uitnooi om jou oë te sluit, dan bid ek vir ons. O Here, soos wat ek nou ook hier so staan en in die loflied, en in die woorde uiter, Here, beleef ek net so hoe ons kan sing oor die goodness, maar soms voel dit nie altyd so nie. Want Here, die wêreld het 'n manier om die slegte nuus en die slegte dinge so groot te maak. En die slegte goed van hierdie lewe en die druk van hierdie lewe en die goed van hierdie wêreld kan baie keer ons wêreld so klein maak en krimp, dat ons die goedheid mis. Maar Here, wanneer ons stil staan in hierdie woorde uiter, wanneer ons stil staan en terugkyk na ons lewe en die genade wat daar was, besef ons dat U is goed. U was goed en U sal nog altyd goed wees in ons lewens. En my gebed vanaand is, Here, dat ons oë uit ons omstandighede sal lig en na U toe sal draai vanaand en sal vaskyk in U goedheid en U guns. En ek bid vir wat ook al dit mag wees in hierdie wêreld wat dalk van ons vashou, wat dalk ons wêreld klein maak, wat ons dalk vasbind. Here, bid ek nou in die naam van Jesus dat U ons sal kom bevry vanaand en losmaak vanaand, dat ons oë kan rig op U. En nie blind wees vir die wêreld nie, Here, maar oop wees vir dit wat U wil sê. Oop wees om U goedheid raak te sien, oop wees om U faithfulness te sien. Ek bid so, Here, wat ook al dit mag wees wat vanaand oor mense hang, wat miskien soos 'n doodsvonnis voel, wat miskien soos druk voel, wat miskien soos voel, hulle kan nie daar uit nie, weet ek, Here, U is die God van die onmoontlike. U is die God van wonders. En U kan ons en wil ons vrymaak, om vry te leef in U teenwoordigheid, vry te leef in 'n verhouding met U. So daarom spreek ek lewe oor elke persoon vanaand, oor elke persoon se hart, oor elke persoon se gedagtes en se lewe en se huwelike en verhoudings. En ek kom spreek lewe, Here, dat mense sal oop wees vanaand, om U te sien, U te beleef. Ek sê vir U dankie, dankie dat ons kan aanbid, en dankie dat ons van die goedheid kan getuig in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, liewe vriende, julle kan gerus julle sitplekke neem. Ons sê vir Marlene, die aanbiddingspan, dankie. Altyd lekker om so saam met hulle te sing. Is hierdie nie 'n klomp awesome musikante nie? Van my kant af werklik, ek is opgewonde dat jy hier so is vanaand, en as jy dalk die laaste paar sonnaande saam met ons gekuier het en hier by die diens was, sal jy weet ons is besig met hierdie reeks en hy kom nou half tot 'n einde. En die reeks se naam is Ek wonder of dit werk. En dit gaan alles oor die feit dat ons kyk bietjie na die God wat ek en jy dien, die God oor wie ons sing, hierdie good and faithful God, en hoe hierdie God werk en wil werk in my en jou lewe. En wat ons vasgemaak het in 'n deel van hierdie reeks is dat ons dien 'n God van wonders. Nee, ons dien 'n God van wonders. Kan ons 'n amen kry? Is daar enigiemand wat saam met dit stem? Ja, yes, okay, 3 van julle, fantasties, né? Maar ons dien 'n God van wonders. Hy's 'n almagtige God en hy werk. Hy's nie dood nie, hy's nie stom nie, hy's nie doof nie. Soms kan hy stil voorkom. Soms is hy dalk nie so aktief soos wat ons dink hy is nie, maar hy werk. God is 'n almagtige God. En soos dit hy gewerk het in die Bybel, werk hy vandag nog. En deel van hierdie reeks het ons gekyk na hoe God in ons lewens wil werk, want mense is baie keer skepties. As ons begin praat van die werking van die Gees, en die Gees in en deur ons lewens wil werk, en die gawes van die Gees, dan raak mense bietjie skepties en is nie seker oor hoe die ding werk nie, maar die Bybel het ons so mooi geleer. En Jesus se belofte oor en oor in Johannes 14 het hy dit so duidelik vir ons gemaak dat hy gesê het, maar ek gaan 'n klomp dinge doen, en Jesus het 'n klomp wonderwerke gedoen en magtige goed gedoen. Hy sê, maar ek nooi jou in. Ek nooi jou in om deel van dit te wees, om deel van hierdie werke te wees, en die dinge wat ek gedoen het, gaan jy ook kan doen, en nog groter dinge. En dis die uitnodiging wat Jesus vir ons het, en soos ek weet deur hierdie week, en net weer dink aan hierdie reeks, word ek net so bewoon in myself om te besef, wat 'n voorreg om deel te wees van dit. Ek sê die begin vir die span hier so voor net, dis nie 'n reg wat ons het om God se naam uit te roep nie.
Dis nie reg dat ons sê dat God moet in my lewe werk en God moet opdaag en God moet 'n wonderwerk verrig en moet deurkom nie. Kan ek vir julle sê, dis 'n absolute voorreg dat God in ons lewens is. Dit is genade dat ons sy naam kan aanroep. Dit is genade dat ons in 'n verhouding met hom kan staan en dat God kies om in ons lewens en deur ons lewens te werk. Kan ek gou vir my en jou sê net 'n reality check? God het my en jou nie nodig nie. What a bummer. Nee, jy dink dalk jy is spesiaal, maar kan ek gou vir jou sê, God is sterk genoeg. God is almagtig genoeg om self die werk te doen. Hy het nie my en jou nodig nie. Hy het nie vir Pietie van die Wesrand nodig nie. Hy het nie vir Johan van die Oosrand nodig nie. Glo my, hy het nie Darius van die Suidou nodig nie, okay? Hy het nie ons nodig nie, maar tog kies God om te sê, maar ek wil in en deel van jou lewe wees. Ek stort my gees in jou en deur die gees is daar gawes en 'n werking wat ek wil in jou lewe doen. En wat 'n voorreg. Kan ons net saam net bewus wees van dit en weer te besef? Dis 'n voorreg om God te ken. Dis 'n voorreg om sy naam te kan aanroep. Dis 'n voorreg om deel te wees van 'n kerk waar ons dit vrylik kan leef. Dis waar ons is weer vanaand en ons kyk na heel van hierdie reeks het ons gekyk en as jy miskien die vorige weke gemis het en jy wil teruggaan op ons YouTube kanaal en so kan jy gaan kyk na ons aanddienste daar soos alles van die vorige reeks of van hierdie reeks wat jy kan gaan kyk ook as jy dalk gemis het. Maar ons het die laaste paar weke stil gestaan by 1 Korintiërs 12 en ons het deur die gawes gewerk. Hoe werk elke individuele gawe? Hoe werk dit in die kerkkonteks? Hoe lyk dit Bybels korrek en hoe speel dit uit? En ek dink ongelooflike getuienisse wat ons gesien het ook. En miskien sit jy hier vanaand, jy's dalk nie of jy het dit dalk gemis ook, maar hier by Ritmeo gemeente het ons saamgewerk om 'n gawestoets bymekaar te sit en hier is ons 'n QR-code indien jy dalk wil. Dalk het jy nog nie die gawestoets in jou lewe gedoen en so nie. As jy nie weet hoe dit werk nie, laat 'n jonger tegnologiese ou wat sterker is jou net verduidelik. Maar jy kan hierdie QR-code scan en dan kan jy huis toe gaan. Daar's 'n klomp vrae wat jy kan deurwerk om te kan sien wat is my geestelike gawe. Dat jy kan vasstel wat dit is, want as jy weet wat dit is, kan jy dit begin ontwikkel, daaroor bid, lewe spreek oor dit en besef ek moet myself in spasies, geleenthede, platform sit waar ek my gawe kan uitleef, want God wil deur my lewe werk. As jy nog nie het nie, kan jy hom nou gou scan, maar ons sal hom weer aan die einde van die diens weer vir jou beskikbaar stel. As jy dit miskien vir iemand wil aanstuur, kan hulle ook hulle gawestoets gaan doen en kyk, waar is hulle deel en waar is hulle pas hulle in die prentjie van die koninkryk ook, waar God hulle ook wil gebruik. Maar ons het die laaste paar weke gekyk. Die gawes van kennis en wysheid, ons het gekyk na die gawe van geloof, gekyk na die gawe van wonderwerke, genesing en daarsoos het ons gesien dat ons kan dit hierdie alleenlik op ons eie doen nie. Ons het God nodig altyd saam met ons. Nou vanaand kyk ons na 'n interessante een. Die gawe van profesie. Nou, hier begin ons nou spooky spiritual raak, né? Nee? Want mense is altyd, hierdie is een wat mense altyd of skepties maak, of bekommerd maak, en hierdie is 'n gawe, en jy sal vanaand hoor, ons gaan baie deel teologies, vanuit die skrif, hoe lyk profesie, hoe moet dit werk, ensovoorts. Maar ons gaan in diepte kyk na hierdie gawe, want hierdie gawe kan ontsettend lewensgewend wees, maar weer eens, kan mense dit misbruik om mense baie seer te maak. So ons gaan vanaand 'n bietjie kyk, wat is die waarheid oor profesie en hoe dit werk ook. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 10 vind ons dit, dan sê dit doeteenvoudig, aan 'n ander die gawe van profesie. En nie die so simplisties gestel, maar in 1 Korintiërs 14 waarna ons nou gaan kyk, en jy kan vanaand jou eie studie gaan doen, of deur die week ook, dan praat Paulus in diepte oor die spreek van in tale, en die gawe van profesie ook, wat ons baie clarity gee oor hierdie. Nou, waar begin ons? Kom ons begin by die begin, om te sê, gawe van profesie, wat is die gawe van profesie, maar wat is 'n profesie? Kom ons begin net by daai vraag net eerstens. Wat is 'n profesie? Doeteenvoudig, 'n profesie is 'n boodskap wat deur God geïnspireer is, 'n goddelike openbaring wat oorgedra word van 'n persoon na 'n ander. So, hoe dit werk is, profesie, indien jy die gawe het van profesie, of jy is 'n profeet, dan spreek die Here 'n openbaring oor jou, oor iemand anders, of oor 'n situasie, of vir 'n kerk, of vir 'n geleentheid, ensovoort. So hy gee hierdie boodskap vir jou, om oor te dra aan 'n ander een. Nou dit is 'n ongelooflike groot gawe, waardevolle gawe, kragtige gawe, maar dit word weer eens alleenlik deur die Heilige Gees geïnspireer. Nou hoor gou, ons stel 2 Petrus 1 vers 20 tot 21 dit, hy skryf hierso, dan sê dit so mooi vir ons, hy sê, dit laat die boodskap van die profete vir ons nog vaster staan. Luister baie mooi na hulle woorde, want dit is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn,
totdat Christus verskyn en sy helder lig na julle harte verlig. Julle moet veral weet dat geen profesie van die skrif ontstaan het deur die profete se eie insig nie. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Inteendeel, dit was die Heilige Gees wat die profete God se woorde laat verkondig het. So, wat dit doeteenvoudig is, 'n profeet of iemand wat die gawe van profesie het, is iemand wat 'n boodskap van God ontvang wat dit moet oordra na 'n ander. Nou, hierdie profesie, soos ons sê, kan handel oor sekere individue, die kerk, 'n groter konteks, dit kan verwys na die toekoms, dalk ook nie na die toekoms nie, en dit word werklik gebruik om 'n woord van God oor te dra. Nou julle, hierdie is nogals awesome, en terwyl ek besig was om hierdie voor te berei, kry ek hierdie prentjie, en ek deel dit vinnig met die span ook hier voor die tyd. Hierdie is so awesome gawe actually. Want ek weet nie of jy kan onthou toe jy in skool was, het 'n juffrou jou al ooit gestuur om 'n boodskap vir 'n ander juffrou te gee? Daai jy toe jy klein was in laerskool. Sê Pietie gaan sê vir daai juffrou dat ek soek vir Johan. Jesus, ou, dan stap jy op daai stoep, nê? Nee. Sê juffrou, ander juffrou vir jou, waar gaan jy? Juffrou, ek het 'n boodskap van juffrou Jordaan wat ek vir juffrou Spies moet gaan gee. Okay, dan weet jy's hierdie ou, nê? Nee? Dit gaan glad nie oor jou nie, maar jy's deel van dit. Alraai, jy's deel van die prentjie. Of die hoof al ooit vir jou gesê, hoor jy gaan haal daai kind van my. Jesus, hoor jy stap. Jy gaan haal daai kind. Jy weet nie wat aangaan nie, maar you're just part of it, man. Dis net so awesome. Of het die baas by jou werk jou al ooit gestuur om 'n ander kollega te gaan haal of 'n boodskap vir jou kollega te gee? Veral as hy nie sy werk gedoen het nie. Dis lekker, né? Dan stap jy daarin. Die baas sê, jy is nou weer besig, né? Dit is lekker. Dit gaan glad nie oor jou nie, maar jy's the messenger. You're part of the picture. Dis is daai ou wat net deel is van die span. Ek sê deel hier. Okay, ek speel dalk nie, maar ek's hier. Ek sê water ou, draai die water op. Ek's deel daarvan. Maar hierdie ou, dit is nou dalk 'n simpel prentjie om vir jou te verduidelik, maar ek kry hierdie prentjie dat dit is wat 'n profeet of die gawe van profesie eintlik is. Jy's 'n messenger. Jy's iemand wat ontsettend waardevolle inligting van God af moet openbaar aan iemand. Maar hierso, voordat ons in diepte gaan kyk na hoe ongelooflik hierdie gawe is, kan jy sommer dadelik hoor wat is die gevaar in dit? Kan jy sommer dadelik agterkom hoe gevaarlik kan hierdie gawe wees indien iemand dit onder 'n valse manier doen? Of sê hulle het die gawe van profesie? Of sê hulle is 'n profeet? En dan doen hulle dit vir hulle eie plesier, hulle eie hidden agendas? Kan jy sien hoe gevaarlik hierdie is? Nou, en ons gaan vanaand in diepte daaroor praat, maar die gevaar hierin lê, ek weet jy sit mense vanaand in hierdie gemeente wat al seer gekry het as gevolg van mense wat gesê het, ek het woord vir jou. Want hoe kan jy stry met dit, nee? Hoe kan jy stry met dit as iemand vir jou sê, die Here het vir my gesê, ek moet vir jou kom sê, hou op met waarmee jy besig is. As God vir hom gesê het, moet ek ophou. Ek weet nie eens waarmee ek moet ophou nie, maar ek moet ophou. Okay. Hy sê, kan jy hoor hoe gevaarlik dit kan wees? Want hoe kan jy met iemand stry wat sê, maar die Here het vir my gesê? Het jy ooit, dit is moeilik om daai redenasie met daai stryding betrokke te raak en te sê, nee, jy jok ou. Ja, jy het nie van die Here afgehoor nie. Dis moeilik, né? Maar kan jy hoor hoe gevaarlik dit is ook? Want daar is ongelukkig mense in hierdie wêreld wat dit misbruik. Wat sê, maar so sê die Here, of ek het gehoor by God en ek sê dit so. Jy sien, die gawe van profesie kom met 'n ontsettende groot verantwoordelikheid. Want as jy voor iemand staan, of voor 'n gemeente staan, of by iemand staan en jy sê, so spreek die Here, is 'n groot verantwoordelikheid. En jy moet besef, dat jy gaan verantwoordbaar gehou word vir daai woord wat jy spreek. Maar mense het dit al misbruik. Mense het al misbruik om hulle eie gewin te kry. En hier is iets van profesie wat jy werklik moet weet. Profesie gaan nooit teenstrydig mees met die woord van God nie. Kan jy gou dit vanaand net jouself rustig maak? Indien iemand ooit na jou toe kom en sê, ek het 'n woord van die Here ontvang vir jou. Of iemand sê, ek het 'n boodskap van God vir jou. Of ek het gehoor die Here sê hierdie vir my. Of die Here wys hierdie vir my oor jou. Moet jy weet, 'n profesie sal nooit teenstrydig wees met dit wat die Bybel sê nie. Dit sal nooit wees om jou seer te maak nie. Dit sal nooit wees om jouself in 'n gevaarlike situasie te plaas nie.
dit gaan altyd, die profesie, 'n boodskap van God af, gaan altyd gelyk staan met die woord. Hoekom? Want God gaan nooit teen sy eie woord weerspreek nie. God gaan nooit teen sy eie woord gaan nie. So daarom, wanneer iemand vir jou iets sê, die beste manier om 'n profesie te meet of dit waar is en goed is en of dit in jou lewe baat gaan hê, is om dit te meet aan die Bybel. Dis sê, spreek die Bybel van dieselfde tipe van goed. Spreek die Bybel van dieselfde, is daar 'n vers waarna ek gaan kyk, wat ek kan agterkom en sien wat is die lyn. So dis 'n manier hoe jy vanaand jouself kan rustig stel. Maar dit kan baie gevaarlik wees. En 'n profesie gaan altyd oor om Jesus te verheerlik in jou lewe. As iemand na jou toe kom en sê, ek het 'n woord van God vir jou, jy gaan ryk word. Pas op. Halleluja. Jy gaan nou uitstap en vir die wêreld vertel, ek gaan ryk word, en dan 20 jaar later, is jy nou nie ryk nie. En dan wat doen ons? Dan is ons kwaad vir die Here. Maar die Here het gesê, en hy het dit nooit gedoen nie. Dis alleen gewees. 'n Profesie gaan nooit gaan om net jou lewe te bevoordeel nie. Ja, dit gaan altyd tot voordeel van jou wees, maar dit gaan altyd om Jesus te verheerlik in jou lewe. Dit gaan om Jesus te verheerlik. So wanneer iemand 'n woord oor jou bring, moet jy altyd dit meet aan die woord en word Jesus verheerlik in my lewe deur dit wat gesê word. En mense, as mense dit altyd gaan meet aan daai goeters, kan mens sien of 'n profesie waar is of nie. Maar 'n paar interessante goed as ons kan kyk na profesie vanaand en 'n paar goed wat ons moet weet. Nou profesie word meer gereeld genoem as enige ander gawe. Ek weet nie of jy dit geweet het of nie, maar as jy in die skrif gaan lees en jy gaan kyk na die klomp gawes en veral in die Nuwe Testament as jy studie doen daaroor, word profesie eintlik die meeste genoem van enige ander gawes. Baie interessant. Meer as wonderwerke, meer as genesing, word profesie meer genoem. Maar jy kan sommer dink by jouself. Dit gaan oor om 'n boodskap van God te lewer. God spreek, God wil aktief wees, so hy gee boodskappe aan mense en daarom word die Bybel ons verskriklik aan en Paulus ons verskriklik aan om te profeteer, om deel te wees van profesie en dan profesie deel moet wees van 'n gemeente en gelowiges. Nou daar's klomp teksverwysings wat ons na julle kan gaan kyk, maar daar's 'n klomp lys. In 1 Korintiërs lys hy 'n klomp goeters en dan tweede is word altyd profesie amper tot 'n mate. Dit gaan nie oor belangrikheid nie, maar iewers is profesie altyd in die eerste klomp goed genoem. Profesie, onthou om te profeteer. Daar's apostels, daar's al profete. As apostels, dan's al profete. Dit word oor en oor. In Efese word dit gesê, want dit het ontsettend baie waarde. Die gawe van profesie dra ontsettend baie waarde. En dis amper van selfsprekend, maar jy kan dink, die God wat lewe gespreek het en alles het bestaan, het 'n boodskap vir jou. Dit het waarde. As God werklik met my spreek, as God deur 'n persoon met my praat, as die Here deur 'n persoon werk, deur 'n liedjie werk, deur 'n sekere manier werk en hy spreek in my lewe, as hy uit niks uit alles kon maak deur te spreek, kan jy dink wat kan God doen in jou lewe as hy spreek? So die gawe van profesie het soveel waarde want dit spreek lewe en dit bou op. Nou hierso 1 Korintiërs 14 vers 1 praat hy dit so mooi en hy praat oor die tale en hy praat oor profesie, maar hoor hoe mooi sê Paulus dit hier vir ons. Hy sê lê julle toe op die liefde. Bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees, veral oor die gawe om te profeteer. As jy in tale praat, rig jou nie tot mense nie, maar tot God, want mense sal jou nie verstaan nie. Deur die werking van die Gees praat jy immers diep onbegryplike dinge. Maar as jy profeteer, bou jou woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. Iemand wat in tale praat, word self geestelik opgebou, maar die persoon wat profeteer, bou die gemeente op. Ek sou bly wees as julle almal in tale praat, maar nog blyer as julle sou profeteer. Want om te profeteer is 'n belangriker en nuttiger gawe as die spreek in tale. Tensy iemand sou verduidelik wat jy sê sodat die gemeente daaruit opgebou kan word. Broers en susters, sê nou maar ek sou na julle toe kom en praat in tale, hoe sou dit vir julle iets kon beteken? Maar as ek vir julle 'n goddelike openbaring of 'n spesiale insig of 'n profesie sou bring, of julle sou iets besonders van my leer, dan sou dit tog sekerlik vir julle baie beteken. Ek kan dit nie eintlik beter sê nie. Hulle sê vir ons, hierdie ding het soveel waarde. Dit het waarde in 'n gemeente, dit het waarde in gemeenskap, as iemand die gawe van profesie het en hulle kom leef dit uit. En daarom is Paulus nogals erg op mense wat die gawe van profesie het en sê, gemeente, julle, ons moet entoesiasties wees. Ons moet eager wees om te profeteer in die samekomste van gemeentes.
Nou 1 Korintiërs 14 vers 39 tot 40 sê hy, dis my broers en susters, wees entoesiasties om te profeteer en moenie die spreek in tale teëgaan nie, maar laat alles in goeie styl en ordelik plaasvind. Jy sien, daai klein tag is waar mense baie keer dit vergeet. Jy sien, die ding is, wanneer daar tale gespreek word, en wat ons ook na gaan kyk, maar wanneer daar geprofeteer word, gebeur dit altyd in 'n manier wat ordelik is. Dis nooit iets wat jou gaan bang maak nie. Dis nooit iets wat vrees in jou in gaan dryf nie. Dis nooit iets wat jou gaan wil wegjaag van die kerk af nie. Wanneer daar geprofeteer word en 'n boodskap van God word gegee, gaan dit altyd tot opbouing. En ons gaan later daaroor praat, maar dit gaan altyd tot opbouing. En daarom is Paulus so entoesiasties oor. Dis hoekom hy sê, maar vriende, ons moet profeteer. Ons moet in profesie betrokke wees. Nou, side note, 'n profeet word geonderskei van 'n prediker ook. Baie keer dink mense, ou wat preek op die verhoog of by 'n kerk is 'n profeet. Nou hoor gaan baie mooi, 'n prediker of iemand wat 'n teacher is, het 'n profetiese rol in die gemeente, maar teaching en prediking is anders van profesie. En daar is 'n onderskeiding tussen die twee. Eerstens, wat jy moet vinnig weet net daarvan, is om te teach of te preek, jy berei voor, jy gaan lees op, jy doen navorsing, en jy dink aan wat jy gaan sê. 'n Profesie is baie keer 'n spontane openbaring, en baie keer word daar iets gesê oor 'n persoon, of oor 'n situasie wat nie gesien kan word, behalwe deur God nie. So daar word iets van 'n verlede geopenbaar, word iets oor die toekoms geopenbaar, daar word iets geopenbaar wat nie gesien kan word nie, en dit is wat 'n profesie is. Nou weer eens, daar's waar die verskeidenheid inkom. Nou, 'n prediker kan baie keer geïnvloed word en 'n boodskap van God afkry, maar daar is 'n verskil tussen die twee. Maar hoe werk hierdie? Hoe kom profesie na vore? En dis 'n vraag, hoe werk dit? Hoe 'n ou wat die gawe van profesie het, hoe werk dit en beweeg dit deur in 'n gemeenskap ook? Nou eerstens, dit gebeur skriftelik. Skriftelik gebeur daar openbarings. So, jy lees die Bybel, jy beleef die Here sê iets vir jou deur 'n storie, deur 'n vers ensovoorts, en jy kry hierdie ontsettende brandgevoel in jou hart dat hierdie vers behoort nou vir Susan te stuur. Jy weet nie hoekom nie. Jy weet ook nie presies wat in haar lewe aangaan nie, maar ietsie binne jou borrel en jy weet, hierdie kon net sowel gesê het aan Susan, stuur dit vir haar. En dan stuur jy Jakobus 3 vers 16, ek weet nie. En dis wat baie keer gebeur. Baie keer deur die skrif kom gee die Here 'n boodskap wat jy moet oorlewer na iemand anders toe. Deur die skrif, deur die woord. En dis een van die veiliger maniere om te profeteer, is deur die skrif ook natuurlik. Want die skrif is waar, die skrif is goed. Weereens, binne konteks en reg gebruik. Ons moet dit ook net noem. Binne konteks en reg gebruik ook. Nou die tweede manier hoe baie keer profesie na vore kom, is deur middel van engele ook. Nou hier is baie interessant. Baie keer het die Here 'n direkte boodskap wat hy woord vir woord wou oorgedra het aan mense, het hy deur engele gestuur. Nou as jy dalk kan sit, is engele reël? Ja, as jy glo in Jesus, moet jy glo in engele, okay? Jy kan nie sê hulle bestaan ook nie. Hulle bestaan. En baie keer het die Here, en daar's soveel voorbeelde in die Bybel ook, maar baie keer het die Here engele gestuur. Hy het 'n engel na Moses toegestuur toe hy vir Farao 'n sekere boodskap moes gegee het. Hy het 'n engel gebruik. Hy het direk aan Maria verskyn deur 'n engel om 'n boodskap te gee van jy gaan swanger word sonder om saam met 'n man te lê. Ek dink nie jy kon daai boodskap gekry het net deur 'n mens nie, nê. Ek dink 'n engel moes kan van jou verskyn het. Dit was 'n boodskap van God af. So God gebruik deur middel van engele. Deur visioene baie keer kan jy soveel skrifte gaan lees en sien ook dat deur visioene kom God en hy wys Jesaja se visioene wat hy gekry het, is profesie oor boodskap oor mense. Party was so werklik dat die profeet daaraan deelgeneem het wat ons sien in Lukas en in Openbaring. Johannes was deel van die hele beweging, deel van die visioen. Hy het dit gesien en beleef ook. En ander kere was die visioene oorgedra terwyl die profeet of die persoon in beswywing was of aan die slaap was, het hy dit gesien en beleef ook. En dan baie keer werk profesie deur gedagtes ook. Ek weet nie of jy al ooit in jou lewe op 'n plek gekom het waar jy 'n gedagte kry oor 'n persoon, maar jy lanklaas aan hulle gedink. Of ewe skielik kom 'n naam by jou kop op en dan besef jy net, hoor jy, ek moet hierdie persoon bel en net vra as jy okay, of ek moet hierdie persoon bel en net vir hom sê alles gaan alright wees. En ek weet nie of jy al ooit so oproep of SMS of WhatsApp gekry het in jou lewe en dan sê jy soos, hoe het hierdie persoon geweet?
Hoe het hierdie persoon geweet waartoe ek gaan? Dis die gawe van profesie wat werk. En dan natuurlik sluit profesie 'n groot vraag wat mense baie keer het is, sluit profesie altyd voorspellings oor die toekoms in. En dis waar almal wonder. Is hierdie soos een van daai tannies wat met 'n glasbal sit en sê gaan maar ryk word. Gaan ek 'n mooi vrou hê? Gaan ek hare hê op 36? Jy weet daai goeters wat ons wil weet. Nou hoor gaan mooi. Profesie gaan nie altyd oor die toekoms nie. Dit kan en het direkte invloede. Baie keer het die Here 'n profeet gebruik of 'n profetiese boodskap om te sê vir mense, hoorie, dit wat julle nou doen, gaan aan, daar's reperkusies wat wag vir julle. Daar gaan aan, daar's reperkusies, dit gaan oor die toekoms, maar dis ook iets vir nou. Baie keer het die Here gesê, maar dit is wat gaan uitspeel en dis wat die boodskap, daar was so 'n klomp profesie oor Jesus wat gebore sou word, 'n Messias wat die wêreld sou red. En dan baie keer gaan dit oor goed in die toekoms, in die verlede. Op 'n stadium kom Jesus Johannes 4 by 'n waterput aan en daar's 'n vrou en hy gee hierdie boodskap vir haar en sê maar jy het soveel mans al gehad in jou lewe. Dis 'n profesie wat deur Jesus gekom het na hom te sê dis waar jy was, 'n openbaring. Maar al die goed wat ons sê julle. Al die goed wat ons vanaand sê oor profesie, profesie is kragtig. Profesie kan lewens verander. Profesie kan 'n land op sy kop draai. 'n Profesie kan mense inspireer, dit kan opbou, dit kan soveel goeders doen, maar hoor gou mooi, en dis die hele punt van hierdie gawe wat ons almal moet weet vanaand. Profesie gaan altyd oor die opbou van die gemeente. Dit gaan altyd oor die gemeenskap, die gelowiges, dit gaan nooit oor die individu nie. Nou hoor gaan mooi, daar is dalk 'n boodskap vir 'n individu, maar dit gaan tot opbouing van die community. Gaan tot opbouing van die kerk, gaan tot opbouing van mense. 'n Profesie gaan nooit gaan oor my as die boodskapper nie. En dis wat baie mense, baie keer probeer hulle die limelight op hulle self hou om te sê, maar ek het hierdie boodskap, of ek het hierdie woord vir hulle gesê, hoor gou mooi, it's never about you. Dis is daai klein seentjie wat op die stoep stap en die boodskap het vir die ander juffrou, hey, jy's nie deel van die storie nie, jy moet net die boodskap oordra. You're the messenger. Dit moet nooit gaan oor wie die boodskap vir jou gee nie. En dan moet dit altyd gaan om mense op te bou. Om die gemeente op te bou en om Jesus te verheerlik in die proses. Gaan om Jesus te verheerlik in die proses. Nou 1 Korintiërs 14:19 sê hy, maar in die byeenkoms van die gemeente sal ek liewer 5 verstaanbare woorde praat, waaruit ander iets kan leer as 10.000 in 'n onbekende taal. Dis altyd tot opbou. So vanaand, sal 'n anderste aand, is 'n ander teaching vanaand. En soos, okay, Darius is nou mooi teologiese goed wat ons nou vanaand hier genoem het, en jy het dalk 1 of 2 goed gesien, maar die vraag vanaand is, tweeledig. Is jy oop dat God nog met jou praat? Dis die een vraag wat ek vir jou wil vra. En is jy oop dat God selfs die most unreliable source kan gebruik om in jou lewe iets in te spreek? Soveel keer wil God met ons praat. Soveel keer wil God iets in ons lewens openbaar en wys en ons vat na nuwe plekke toe, maar ons is nie altyd oop daarvoor nie. Ons soek dit eerder, dit moet direk van Darius die dominee afkom, of dit moet direk van daai ou afkom, of net as 'n ou so lyk of so praat, dan sal ek oop wees om dit te ontvang. Die vraag wat ek vanaand vir jou is jy oop? Is jy oop? En ja, hoor my mooi vanaand. Ons kan nie net enigiets vat wat enige ou vir jou sê van die straat af nie, because that's scary. En party mense is op sekere goed so. Moenie alles trust wat almal vir jou sê nie, nee. En Jesus sê, maar ek stuur julle so skape tussen wolwe in hierdie wêreld, en wat julle moet wees is so versigtig so slange, maar opreg soos duwe. Vat dit wat goed is, toets dit tot die woord, maar wees altyd oop, want God wil praat. Vriende, dis die boodskap vanaand, is God wil praat, God wil spreek, God wil openbarings in jou lewe losmaak, hy wil jou vrylaat, hy wil jou losmaak van die verlede, hy wil iets nuuts binne jou wakker maak, hy wil 'n droom losmaak, God wil werk, God wil profeteer. En miskien sit jy vanaand, en die Here druk dit miskien op jou hart, op jou knoppies, en hy druk dit al vir 'n wyle om te sê, maar hoekom gaan jy nie wanneer ek dit op jou hart trek nie?
Wanneer ek iets op jou hart druk, is jy gehoorsaam genoeg om dit vir daai persoon te gaan sê. Nie aanvallend nie, het gaan nie oor jou nie. Is jy gehoorsaam dat as die Here iets op jou hart druk om te gaan en te gaan sê, hoor jy, ek is nie seker nie presies seker nie, maar ek het hierdie beleef en hierdie gehoor, hierdie skrifvers het by my opgekom, om gehoorsaam te wees in daai oomblikke in die boodskap oor te dra, want jy weet nooit wat daai ander persoon aan die ander kant nodig het nie. Ek en Darius en eintlik die span, ons sê dit gereeld, is as ons iewers in die kar ry, ons is besig met iets en die Heilige Gees druk 'n naam op jou hart. Stop die kar, stop waarmee jy besig is, telefoon op en bel daai persoon. Want jy weet nooit, dis dalk die Heilige Gees wat in daai oomblik net vir jou sê, daai ou kort dit vandag. Daai ou korte, hoe gaan dit? Daai ou korte, dit sal oukei wees. En baie keer dink ons hierdie profesie gaan net altyd hierdie groot goed wees en die groot drome, en soms is dit God se openbaring, of God is net 'n woord van God af, wat net sal sê, hey, ou, dit wat hierdie gaan, jy gaan dit maak aan die ander kant. Jy sal oukei wees. Ek is saam met jou. Baie keer wil ons dit hierdie groot goed maak, en soms is dit nie nodig iets groot, dalk is dit net daai bemoediging wat ons nodig het om deur te gaan. So vanaand die vraag, is jy hoop? En is jy gehoorsaam vir die woord wat God wil spreek in deur ons lewens? Hulle gaan vir ons 'n lied doen vanaand wat presies praat oor profesie en hoe die Here wil spreek in ons lewe, maar ek wil jou regtig vra vanaand. Hoe oop is jy daarvoor? Hoe soek jy daarvoor? Hoe bid jy daarvoor en sê, Jesus Here, maak my oop vir die stem, maak my oop om te hoor vir die boodskappe. En tweedens, Heilige Gees, maak my gehoorsaam genoeg om uit te gaan en te spreek. Met versigtiging, met sensitiwiteit, want ek sal begin gehoorsaam wees en 'n woord spreek of incheck by mense deur dit wat U vir my lei, deur die Heilige Gees ook. So vanaand, terwyl hulle die lied sing, mag jy daai vrae in jou eie gees worstel en reflekteer ook, en mag jy inkoop by dit. 1 Tessalonisense 5 vers 19, 22 sê dit so mooi, hy sê, moenie die gees uitblus nie, moenie profesie geringskat nie, maar ondersoek alles wat gesê word, en behou wat goed is, bly weg van elke vorm van kwaad. Mag ek in jy hoop wees vir die lewendige God, 'n God van wonders, wat wil spreek in ons lewe. So kom ons vat hierdie lied, kom ons reflekteer, en dan sal ek vir ons afsluit met gebed ook. And I'm gonna lose this fight today. This valley isn't where I'm meant to stay. Reality may shout, but truth will lead me out. I'm not gonna settle for halfway. Your promise in its fullness will play. The mountain may be high, but faith says so am I. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing, and speak to every sickness, and call out every lie. Prophesy. I don't see a dead end nor a grave. I see a chance for you to make a way. If all authority has been given to me, then I'm gonna sing it out. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing. Speak to every sickness, call out every lie. Prophesy, I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sing. Speak to every sickness,
and call out every lie, prophesy. And over every curse I will lift my voice. If I speak your word, it will not be void. No, I won't give up till I see a change. I'll watch heaven come as I speak your name. Over every curse I will lift my voice. If I speak your word, it will not be void. No, I won't give up till I see a change. I watch heaven come as I speak your name. Over every curse I will lift my voice. If I speak your word, it will not be void. No, I won't give up till I see a change. I watch heaven come as I speak your name. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sleep. Speak to every sickness and call out every lie. Prophesy. I'm gonna tell these bones to live. Get up, get up. I'm gonna tell these lungs to sleep. Speak to every sickness. Call out every lie. Prophesy. And speak to every sickness. Call out every lie. Prophesy. Ons laat die oor aanbid ek vir ons vanaand. Here, is 'n voorreg om U te kan ken en U naam te mag aanroep, Here, en in 'n verhouding met U te staan. En wat 'n voorreg, Here, om deel te mag wees van die koninkryk. Here, my gebed is vanaand vir elke persoon wat hier sal sit. Beleef so sterk in my gees vanaand, Here, dat daar soveel dinge is wat oor mense hang vanaand. Soveel goed van hierdie wêreld wat ons insuig, Here, en ek weet nie altyd wat om te sê oor dit nie, maar Here, ek weet U is die God van die onmoontlike. U is die God van wonders. Ek kom bid en spreek U lewe. Kom spreek U naam oor elke persoon vanaand, Here, en kom spreek hulle vry. Dat Here mag hulle sien vanaand, dat dit waarin hulle sit, die moeilikheid, die situasie, die spasie waar hulle is, Here, dat U is groot genoeg, sterk genoeg, almagtig genoeg, om ons daardeur te vat, uit te haal. Ek bid, Here, dat ons sal oop wees vir U woord, oop sal wees dat U werk, en Heilige Gees, dat ons gehoorsaam genoeg sal wees, om in spasies op te tree, om die woord oor te dra na ander mense. Ek bid, Here, dat profete sal begin opstaan in ons gemeenskap. Ek bid dat daar mense sal opstaan en die gawes sal uitleef vreesloos, Here. Ek bid, Here, dat ons sal oop wees om te luister. Mag ons dit toets soos die woord sê, maar Here, mag ons werklik waar net oop wees, Here, dat U altyd sal spreek. Ek bid nou, Here, vir wat ook al ons mag keer, wat ook al ons weghou, vir wat ook al dit mag wees, Here, wat heeltyd ons gedagtes wegsteel, Here, bid ek, mag U net kom, en mag U ons oë op U gerig hou. Ek sê vir dankie vir elke hart en mens hier so vanaand, en ek wil kom lewe spreek oor hulle lewens, oor hulle harte,
en oor hulle week wat voor lê. Mag jy saam met elkeen wees. En mag jy werklik ontsettende spesiale ontmoetings hierdie week hê met mense. En mag ons, waar jy ons lei, oop wees vir dit. Ons bid en vra dat niemand ons verdien nie, maar in die naam van Jesus vanaand. Amen.